Goeienaand Suid-Afrika. Goeienaand George. Ons is ingeskakel met Pieter en met Cristiano Seconds. as hy vanaand gesels ons 'n bietjie oor Cristiano Seconds se rugbyloopbaan. Ons gesels ook die rol wat sy pa in sy rugbyloopbaan speel en gespeel het. Baie dankie kykers. Cristiano, vir die wat jy nou nie ken nie, gee ons net 'n kortlike beskrywing oor jouself. Soos almal my nou ken en my noem Toepie Cristiano Seconds. Hij was ook genaamd Christo wat laatst jaar, maar begin het bij de FNB, waar die een van die commentators hem genoemd het. Dat hij me volle naam gesprek, dat hij maar niet kort houden. Okay, Toepie, kom ons kies daai ene. Toepie, vertel ons, waar het die rugby, die passie vir rugby ontstaan by jou? Dat het begin 6 jaar oud, waar mijn pa mij bij een klein spannetje ingeschreven gedaan, bijvoorbeeld het samen coach Lely, wat nou ook met Crusaders, zijn aanspancoach. Dat het daar vanuit dat begin, lagere school, allemaal dit. Ik was een van de jongsten geweest, want ik was gaat 1 geweest. En ik heb daar redelijk onder 9 maar begonnen spelen. Okay, Ik was so 6 jy het jaar jou oud. groter seuns gespeel, maar jy was redelik klein. Ja, So jy sal sê, dis waar jy jou vasberadenheid alreeds gebou het. dat is waar ik sterker geraakt. Sterker. Ja. Watter posisie speel jy? Ik speel nu op ogenblik wing. Okay, het jy altyd wing gespeel? Okay, kom ons vertel ons 'n bietjie waar jy begin en tot waar jy nou 'n wing is vandag. Ik kan onthou, onder 9 het hulle my op flank gekies. Omdat ik was een beetje rond geweest. Okay. Maar toen ik nou groter raak, onder 11, toen kies hulle my op scrum af, 1 loskakel, 1 op fullback. Onder 15, was je nog, ik heb toen nog 14 jaar gehad, dat was ook niet geweest. Okay. Toen ik onder 15 gekom, in de avond dan weer loskakel, center, buitencenter, ondercenter, fullback. Van haar af, het ik van onder 16 naar B-span, onder 19 gaan spelen. Dat is waar ik wing begon spelen, waar mijn coach me op wing gekies. En hoe sal jy sê, het die veelsidigheid van al die posisies sy ervaring bygedra tot die speler wat jy heidaglik nou is? Ja, ik kan het niet zien. Asy. Daddy, vertel ons 'n bietjie meer toe die seun nog opgegroei het, waar jy begin besef, kyk nee maar my seun, hier is iets. Soos hy nou gesê het, is hy het ons het hom by Real Emilia Akademie ingeskryf. Genaamlik, hulle is mos nou die Tigers van Kaapstad. Hy was 'n baie talentvolle klein mannetjie gewees. Hy het altyd saam met my in my rugbyloopbaan dat hy kom kyk, sy mammy en hy altyd my rugby kom kyk. En toe ons nog van die akademie hoor het ons hom maar ingeskryf en sy rugby het begin groei. Van onder 11, onder 9 af, onder 11, onder 13 was hy maar net mal oor rugby. En nou en dan 'n bietjie atletiek graag loop, maar atletiek was nie sy passie nie. Rugby was sy passie tot en met nou toe. Waarop hy nou so baie presteer. En ek is baie bly vir hom dat hy van die min soort is wat hom nie vasgevang het in dwelms en drank, sulke tipe van goed nie. Ek is ook bly dat hy in kerk nou is, want hy loop by jeug, hy's betrokke by 'n jeug. Okay. En ja, dis hoe hy so passievol is oor die rugby, wat hy nou op die dag oomblik speel. En tans, watter rol speel jy? Ons weet u is ook mos nou in coaching betrokke, u is ook 'n suksesvolle coach, 'n suksesvolle loopbaan. Is daar one-on-one sessies of is u maar net as 'n vaderfiguur in sy loopbaan betrokke? Nee, ek het baie one-on-one sessies met hom. Ek support hom as ek die tyd kry om sy rugby te kyk. Soos u weet, speel die skole mos deesdae mos die week en dan is ons mos nou in die week, maar as ek die geleentheid kry, as ek hom hulle te support. Hy het ook 'n boetie wat jonger as hy is, wat onder 15 speel, wat ook baie opkyk na hom toe. En ja, ek het baie one-on-one sessies met hom, want ja, ek einde van die jaar het ek 'n groep spelers, genaamlik Urban Tigers, wat ek coach, en hulle is almal onder 19's. En ek sal altyd vir hom sê, Toepie,
dit vir my nie so lekker doen nie. Jy moet weer vir my aan dit werk. Okay. En dan sê ek baie keer vir my pa, hom baie Saterdag wees wat jy my kom coach man, ek kan nie meer nie. Okay. Ek wil hier my pa my ja, maar sê ek Okay. misschien soos jy weet as ek mos op die klap raak ben. Mhm. En dit is vir my 'n bietjie moeilik. Mhm. Verstaan jy? Maar einde van die jare werk ek baie lekker saam met hulle. Dan het ek genoeg tyd om saam te eet, om in te ploeg en om. Doopie, soos jou pa nou reeds verduidelik het, hy kritiek jou en hy's eerlik. Hoe as 'n jong speler vat jy kritiek? Hoe hanteer jy dit? Ja, vir my is dit nie moeilik vir my nie. Vir my is net hoe meer werk ek insit, hoe meer gaan ek uitbetaal word. So wat ek insit wil ek graag uitkry. Okay, so jy hanteer kritiek baie goed, vat dit, werk aan dit, gaan beter uit. Gaan vorentoe. Doopie, vir watter skool speel jy tans? Ek het gehoor jy praat van 'n F&B klas. Vir watter skool speel jy tans? Vir George Wells School. Ek het ook verneem daar's ietsie wat jy wil deel met die kykers van 'n verwikkeling waar jy was en goeie nuus wat daar is. Kan jy met die kykers gou deel watter goeie nuus jy het daarso vir ons? Soos hulle nou al weet, ek het dit op Facebook neus geplaas. Dat ek deel gaan neem met aan 'n toernooi. Dit was ook op die park gehou, maar ons het daar vanaand ons het 2 games daar gespeel. En dan het ons 3 games by Glenwood kom speel. Waar ons die groter skole gespeel het. Wat jy op ons op vlak geweet het, maar ons was omtrent spelers. Ek sal sê my hele span, ons het daar terugwys, ons almal het perform. Dat is hoekom maar so baie van ons gekies was om oor te see te gaan nou September maand. Okay, kan jy ons 'n bietjie meer vertel van waar julle spesifiek gaan? Ons hoor nou dis 'n oorsee toer. Wat behels die toer in 'n kortlikse beskrywing? Ons sal vir 'n week na Engeland en Frankryk gereis het. Okay. Ons sou seker 2 games gespeel. Dit is amper soos 'n oefenkamp. Okay. Wat ek sou geweet het en dan sou ons nou 2 Dis games. internasionale blootstelling. Coach Neil, is daar enige van 'n ouers se kant ons weet daar's mos maar altyd die logistics en goede. En is daar enige logistics wat 'n bietjie knyp in terme van om die droom te realiseer vir hom om oor see te gaan? Op 'n huidige oomblik ja, is 'n bietjie tyd. Hier en daar het mense vir my benader dat hulle my sal help, maar tot op hierdie oomblik met hulle nog nie na vore gekom nie. En ek is nie 'n persoon wat druk op mense sit nie. As iemand vir my iets sê of verwag mos nou ja, dat hulle mos nou na vore dag sal kom. Maar op hierdie oomblik is ons 'n bietjie in die knyp. En dit sit ons nou nog op die agtervoet om die seun se droom te kan waarmaak. As daar spesifieke, kyk ons het nog die platform hier, is daar spesifieke areas wat coach en Doopie hulp nodig het, so wat ons miskien nie vir die publiek en vir die besigheidssektor dit kan bekend maak, en dan as daar uitreikings kom, weet ons dan okay, ons kan hulle net in kontak sit met coach en verder kan hulle gesels. Benny, ja, as ons dit finansiëel kon gehelp word, sal ons dit waardeer. Okay. Verstaan jy? Okay. Dit is 'n huidige oomblik, dit is 'n huidige probleem waarmee ons nou sit. Okay. Nee, ons sal definitief enige terugvoering van die breë publiek en die besigheidssektor wat ons kry, en ons weet George is lief vir hulle jong seuns, hulle jong dogters wat goed presteer in sport. En dan soos u nou vertel het, voorbeeldige seun, rookie, drinkie, in die skool werk, op die sportveld, buitemuursaktiwiteite, geestelike aktiwiteite, en daar's nog 'n boetie wat opkyk, en soos ek hoor, al sy vriende is betrokke in sport, so dis 'n goeie seun, en ons weet George as 'n breë gemeenskap, dis nou julle tyd om uit te reik. Papa, is daar enige laaste woord vir die breë gemeenskap, vir 'n jong seun, 'n jong dame daar buite, wat u net ietsie meer wil deel? Vir die jong seuns daar buite, bly weer van dwelms en drank af, soos mense sal sê, bly weer van wyn af. Moet nie in plekke kom waar jy nie behoort nie. En speel sport.
sport is baie lekker. Dis is maklik. Ons is nie almal oud om te leer nie. En daar is mense wat kan help. So vir die jong manne, bly positief. Wees geestelik sterk in die hart. En ja, daar's 'n groot veld of velde waar julle julleself bevind, waar julle julle sport kan uitbeoefen. Baie dankie coach Nel. Doopie, wat wil jy vir die boys van George Hy sê vir die rugby seisoen wat nog voor lê? Ek wil net sê boys, soos hulle nou al weet al is my laaste jaar saam met hulle. En ek wil net hê dat my sukses wees. So Saterdag, hulle het my bewys, weer bewys. Maar ons kan vir die jaar weer eens na Pakistan van NFB weer te wen. Vir 'n tweede keer van my tweede keer as 'n A-span speler. En as 'n coach soos coach maak, is sy droom ook om hierdie jaar weer eens weer die beker te wen. Ek wil net sê boys, sterkte en ons gee alles die jaar. Goeienaand Suid-Afrika. Goeienaand, George. Bye bye.